In vandag se les begin ons kyk na 'n koördinaatstelsel en 'n kartesiese vlak. Dit is baie belangrik om te weet wat is 'n koördinaatstelsel. 'n Koördinaatstelsel is geordende koördinaatpare wat op 'n kartesiese vlak voorgestel word. Hoe lyk geordende koördinaatpare? Geordende koördinaatpare word geskryf in hakkies as 'n x-waarde en 'n y-waarde. Wat verteenwoordig hierdie x-waarde? Hierdie x-waarde is altyd my insetwaarde of my invoerwaarde. Uit die vorige werkies wat ons nou gedoen het rondom grafieke, kan jy ook nou weet dat jou x-waarde is altyd jou onafhanklike veranderlike. Onthou, ons het altyd hom so geskryf op die x-as van dit wat ons nou al gedoen het. Dit is ook my onafhanklike veranderlike. Wat verteenwoordig my y-waarde? My y-waarde is dan altyd my uitsetwaarde. Of my uitvoerwaarde. Dit is maar verskillende terminologie vir presies dieselfde ding. Jou y-waarde is altyd jou afhanklike veranderlike, want jou y-waarde hang af van die waarde wat x is. Met ander woorde, die antwoord wat y is hang af van wat x se waarde gaan wees. So y neem altyd toe of af, soos wat x toeneem of afneem. Daar's altyd 'n verband tussen hulle. Nou, as ons kyk na 'n kartesiese vlak, ons moet kyk ons moet mooi ook verstaan wat is 'n kartesiese vlak. 'n Kartesiese vlak word voorgestel deur 'n x-as en 'n y-as. So as ons kyk na 'n kartesiese vlak, dan gaan 'n kartesiese vlak lyk soos uit 'n x-as wat altyd jou horisontale as is. Jou kartesiese vlak bestaan uit 'n x-as, hierdie noem ons x-as, dit is ons horisontale getallelyn, so hy is soos 'n horisontale getallelyn, jy begin met jou getallelyntjies soos wat ons in ons getalle ook al voorgestel het. Dit is dan ons x-as, so jou kartesiese vlak word verdeel in 'n horisontale x-as en dan 'n vertikale y-as. En hulle sny mekaar by die punt 0, 0, waar albei van hulle 0 is. Hierdie is met ander woorde my vertikale y-as. As ons nou net weer mooi kyk, dan het ons mos nou gesien dat die x-waarde verteenwoordig altyd ons insetwaarde of ons uitsetwaarde. So ons x-as is altyd ook ons onafhanklike veranderlike. En ons y-as verteenwoordig altyd ons afhanklike veranderlike. So hierdie kartesiese vlak is dan 'n kombinasie van 'n x-as en 'n y-as wat mekaar in 'n vlak sny. 'n kartesiese vlak verdeel nou hierdie oppervlak in kwadrante. Hierdie eerste kwadrant dit is altyd ons eerste kwadrant. Ons eerste kwadrant is waar jou x-waarde is altyd positief en jou y-waarde is ook altyd positief. Julle kan sien in hierdie gevalletjie is dit hierso oral, hierdie is alles positiewe waardes. Hierso is al my x-waardes positief en al my y-waardes is ook positief.
So julle kan sien, y is 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. In die tweede kwadrant van ons kartesiese vlak, hierdie vorm die tweede kwadrant. As ons kyk na ons tweede kwadrant, kan ons hier sien, x is altyd negatief en y is nog steeds positief. So as ons mooi kyk na hom, kan ons sien, maar x is negatiewe waardes, want dit is al die waardes hier van -1 af links. Maar my y-waarde is nog steeds positief, want as ons kyk na y, dan neem y toe in hierdie kwadrant. Y is 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. In kwadrant 3, kom ons kyk wat gebeur in kwadrant 3. In kwadrant 3 gaan ons sien dat ons x-waardes is mos in hierdie kwadrant is x ook negatief. Met ander woorde, x is negatief. En wat is y? As ons nou mooi kyk, dan kan ons sien, y is al hierdie waardes. Met ander woorde, y is ook negatief in die derde kwadrant. As ons nou oorbeweeg na kwadrant 4 toe, want hierdie is my vierde kwadrant in 'n kartesiese vlak, dan is dit, ons beweeg altyd antikloksgewys om. Dan is ek in hierdie kwadrant, kan ek dan sien dat my x-waardes is positief. Met ander woorde, x is positief in hierdie kwadrant. Maar wat gebeur nou met y? Y is negatief. Met ander woorde, in kwadrant 4 gaan my y-waarde 'n negatiewe waarde hê. Dit is dan hoe 'n kartesiese vlak lyk. 'n Kartesiese vlak begin ons in die regterkantste boonste kwadrant. Dit is ons eerste kwadrantjie. So ons het hierdie is altyd kwadrant 1, kwadrant 2, kwadrant 3, kwadrant 4, want ons beweeg nou altyd in 'n antikloksgewyse rigting om. Kom ons kyk nou net weer hoe ons by geordende getallepare kan uitkom en hoe ons kartesiese vlak gaan beplan. As ons nou gaan kyk, onthou julle ons vloeidiagramme wat ons gehad het. Ons het byvoorbeeld gehad, ons het ons waardetjie x, wat ons invoerwaarde of ons insetwaarde is. Julle sal onthou hoe ons met ons vloeidiagramme gewerk het. Dan het ons gekry ons y-waarde, wat ons uitvoerwaarde of ons uitsetwaarde is. Nou in ons vloeidiagram het ons altyd ietsie gehad, of een of ander voorbeeld gehad wat so is. Y is gelyk aan x plus 3. En dit was in ons boksie gewees. Dan het ons vir x waardes gehad. Ons het byvoorbeeld hier gehad, x se waardes is -2, -1, 0, 1 en 2. Dan het ons gesê, okay, as ons nou hierdie x-waarde vat, en ons gaan voer hierdie x-waarde in, dan kry ons 'n uitsetwaarde. Ons het gesê, as ons -2 insit, dan moet ons 'n uitsetwaarde uitkry. So ons het gereken, y is gelyk aan -2 plus 3, want ons skryf die -2 in x se plek. Ons vervang ons -2 in x se plek, dan kry ons antwoord is 1. So as ek -2 insit, kry ek 'n antwoord van 1. Dan het ons gesê, as ons -1 insit in ons vloeidiagram, dan moet ons weer 'n uitsetwaarde kry. Met ander woorde, y is dan gelyk aan -1 plus 3, en dit gee vir my 'n antwoord van 2. As ons -1 insit, kry ons 'n antwoord van 2. As ons nou 0 insit, dan moet ons ook weer 'n uitsetwaarde kry. So ek kry y is gelyk aan 0 plus 3, en dit gee vir my 'n antwoord van 3. Met ander woorde, my uitsetwaarde is 3. Julle kan ook mos nou sien dat y se waarde afhang van x. Met ander woorde, soos ons nou 'n paar keer al gesê het, my y is my
afhanklike veranderlike en x is my onafhanklike veranderlike. Wanneer ek nou 1 insit in my vloeidiagram, moet ek 'n uitsetwaarde kry. Met ander woorde, y is gelyk aan 1 plus 3 en dit gee vir my 'n antwoord van 4. Laaste enetjie waarna ons kyk is nou 2. Met ander woorde, as x se waarde 2 is, moet ek 2 in x se plek vervang, so ek kry 2 plus 3, met ander woorde, ek kry 'n antwoord van 5. So as ek my uitsetwaarde nou daar skryf, dan kry ek 'n antwoord van 5. Al hierdie antwoorde kan ek nou in geordende getallepare gaan skryf. Waar 'n geordende getallepaar het ons gesê is soos in hakies 'n x-waarde en dan 'n y-waarde. Want onthou, x is ons invoerwaarde, dit is hoekom hy eerste kom, dit is ons onafhanklike veranderlike, en ons y-waarde hang af van x, dit is hoekom hy tweede in die hakie kom. So as ons nou na elkeen van hierdie getalletjies gaan kyk wat ons nou hier al uitgewerk het, dan kan ons hierdie antwoorde van ons alles nou in geordende getallepare gaan skryf. Soos ons nou gesien het, as x se waarde min 2 is y se waarde 1. So ons kan hom skryf as 'n geordende getallepaar van min 2 en 1. Net so kan ons nou sien as x se waarde min 1 is y se waarde 2. So ons skryf hom as 'n geordende getallepaar van min 1 en 2. As x se waarde 0 is, het ons 'n uitsetwaarde gekry van 3. So sy geordende getallepaar lyk soos 0 en 3. Dan het ons nou weer gesien, as x 1 is ons y-waarde 4. So ons kan dit skryf as 'n geordende getallepaar van 1 en 4. Die volgende enetjie is 2 en 5. So al hierdie kan ons as geordende getallepare skryf van 2 en 5. Hierdie geordende getallepare kan ons nou op 'n kartesiese vlak gaan voorstel met die koördinaatstelsel. En dit noem ons dan 'n grafiek. So kom ons kyk as ons hierdie geordende getallepare op 'n kartesiese vlak gaan voorstel. Hierdie is ons x-as en ons y-as. En ons middelpuntjie is altyd die punt 0, 0. 1, 2, 3, 4, 5. X is positief daai kant toe, aan die regterkant, negatief aan die linkerkant, soos ons getallelintjies wat ons al leer teken het. Y is nou net 'n getallelyn wat vertikaal gedraai word. Met ander woorde, dis ons vertikale as. En dit is baie belangrik dat ons alles moet benoem. Onthou, ons het gesê hierdie is ons onafhanklike veranderlike. Dis maar die belangrike woord wat jy moet ken. Dit is ook ons insetwaarde of ons invoerwaarde. Met ander woorde, dit is die waarde wat ons insit om die antwoord vir y te kry. So kan julle nou onthou, y is ons afhanklike veranderlike, want hy hang af van wat x se waarde is. Dis ons afhanklike veranderlike, en dit is omdat dit ook ons uitsetwaarde of uitvoerwaarde is. As ons nou gaan kyk na ons geordende getallepare, dan is die eerste enetjie wat ons nou gaan kyk is van ons x-waarde, is ons min 2. As x min 2 is, hierdie waardetjie hier kan ons sê is x is min 2. Met ander woorde, oral op hierdie as is x min 2. Goed, as ons kyk na ons y-waarde is 1. Met ander woorde, oral hier langs is y 1. So daar waar hulle twee mekaar sny, dit is waar ons koördinaatpaar min 2, 1 is.
So hierdie koördinaatpaar hierso, kan ons skryf, dit is die koördinaatpaar -2 en 1. Kom ons kyk nou, as x -1 is, hierdie eerste enetjie is mos my x -1 waarde, so as x -1 is, dan is dit hier op hierdie waarde, en ons sien, my y-waarde is 2. Met ander woorde, orals daar waar y 2 is, en daar waar hulle mekaar sny, dit is waar ons koördinaatpaar kan kry, -1 en 2. Volgende enetjie is waar x 0 is. Nou x is 0, met ander woorde x is 0 op hierdie as. So waar gaan die punt 0 en 3 lê? Die punt 0 en 3 gaan hier op hierdie y-as lê. So orals op my y-as is my x-waarde 0. Goed, so hierdie punt gaan wees die punt 0 en 3. As ons kyk na die volgende puntjie, wat is x is 1, orals hierso is x 1, en dan gaan ons kyk waar is y 4, y is daar 4 waar hulle twee mekaar ontmoet. Dit is waar my koördinaatpunt is, die punt 1 en 4. Laaste enetjie wat ons na gaan kyk is x is 2. As ons kyk na x wat 2 is, hierso orals hier op hierdie lyn is x 2. Daar is my y 5 waar hulle twee mekaar ontmoet. Daar kan ek my punt neersit. En daai is die punt 2 en 5. As julle nou mooi kyk hier in hierdie kartesiese vlak, dan kan julle nou sien, hierdie is my eerste kwadrant. In my kwadrant 1 is my ordende koördinaatpare albei positief, so hulle lyk soos x en y. In hierdie ene het ons kwadrant 2. As julle mooi kyk, kan julle sien na julle geordende getallepare is x 'n negatief en y is 'n positief. Ons het nou nog nie hier geteken nie, maar as julle mooi onthou, kan ons sê hierdie is mos nou ons kwadrant 3. In kwadrant 3 weet ons x gaan negatief wees en ons y gaan negatief wees. Ons het nog nie in kwadrant 4 ook nou punte geteken volgens ons voorbeeld nie, maar hier gaan x positief wees en y gaan negatief wees. Kom ons gaan stip nou nog 'n paar geordende getallepare op 'n kartesiese vlak met die koördinaatstelsel. Ek gaan vir julle 'n paar punte gee. Kom ons sê A is die punt 0 en 3. B is die punt 3 en 0. C is die punt -2 en 1. D is die punt 4 en -4. E is die punt -3 en -2. F is die punt -2 en -3. G is die punt -4 en 4. Ons teken gou ons koördinaatstelsel. Ons het ons x-as en ons y-as. Onthou, x is ons insetwaarde, y is ons uitsetwaarde. Middelpuntjie is die punt 0, 0. Ons y-as is ons vertikale as. Nou kom ons gaan kyk na ons geordende getallepare. Onthou nou, as ons kyk na A sê vir ons, hierdie is ons x-waarde en ons y-waarde. Met ander woorde, as ek gaan kyk na hom, kan ek sien my x is 0, so hy moet hier op lê en my y-waardetjie is 3. So daai is my punt A.
As ek kyk na B sê ook nou vir my, hierdie is my x-waarde en my y-waarde. So ek begin by my x-waarde, waar is x3? Daar is x3, maar my y is 0, met ander woorde, dit is hier op my x-as, want oral op my x-as is y altyd gelyk aan 0. Met ander woorde, ek gaan dit hier vir julle skryf as baie belangrik. Op my y-as is x gelyk aan 0 en op my x-as is y gelyk aan 0. Orals op my x-as is y gelyk aan 0, orals op my y-as is x gelyk aan 0. As ons nou gaan kyk na die puntjie C, x is min 2, met ander woorde, as ons gaan kyk waar is x min 2, daar is x min 2. Min 2 en 1 beteken hy gaan in die tweede kwadrant lê, want dit is waar is x min 2, daar is x min 2, waar is y 1, daar is y 1, so waar hulle mekaar ontmoet, het ek die punt C. Die punt D is die punt min 4 en min 4. So kom ons kyk 'n bietjie waar lê D. D is die punt 4 en min 4. So as ek gaan kyk waar is x4, hierso is x4, waar is y min 4, hier is y min 4, so waar hulle twee mekaar ontmoet, daarso kry ek die punt D. Hy lê nou in die 4de kwadrant, want ek kan sien my x-waarde is positief en my y-waarde is negatief. Kom ons kyk na E. E se x-waarde is negatief en sy y-waarde is ook negatief. Dit sê vir my hy gaan in kwadrant 3 lê. Maar kom ons kyk, waar is x min 3? Daar is x min 3. Waar is y min 2? Hierso is my y-waarde min 2. Daar waar hulle twee mekaar ontmoet, daar lê my punt E. F, as ons kyk na F. F kan ons sien ek het 'n negatiewe x-waarde en 'n negatiewe y-waarde. My x-waarde is min 2 en my y-waarde is min 3. My x-waarde is min 2 en my y-waarde is min 3. Daar waar hulle twee mekaar sny, daar lê my puntjie F. Dit is ook in die 3de kwadrant, want albei die waardes is negatief. Kom ons kyk nou net mooi na G. As ons kyk na G, het ons 'n x-waarde en 'n y-waarde. My x is negatief en my y-waarde is positief. So waar is x min 4? X is min 4 hierso. My y-waarde is positief, so oral hierso is my x-waarde min 4. Waar is my y-waarde 4? My y-waarde is 4 en daar waar hulle twee mekaar sny, daar lê my punt G. Dit is dan die lesie oor koördinaatstelsel in 'n kartesiese vlak. Jy kan hierdie werkies nou 'n bietjie inoefen met die huiswerkies wat ek vir jou gee. Onthou, practice makes perfect.